Gemeente, baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is heerlik om by julle elkeen te kan wees in julle huise, waar julle ook al is en so met wie julle ook al is. Van my kant af, baie welkom. Aan die begin van hierdie erediens wil ek net 'n paar afkondigings maak. Ek wil jou uitnooi om deel te wees van hierdie week se onderskeie Zoom-groepe. Dinsdag aand se klein groep, woensdagoggend se Bybelstudiegroep, donderdag se arende en dan sondagoggend se kinderkerk. Jy kan die kode kry op die onderskeie WhatsApp groepe, dit bly weekliks dieselfde. En dan wil ek jou ook uitnooi na die aanddiens toe. Alle jong mense, onthou, registreer op Eventbrite, die link is op jou groep en daar is net 'n aantal hoeveelheid plekke, so bespreek en dan sien ons jou vanaand met jou masker en jou eie beker asseblief. Ons weet ook nou dat ons maandag na vlak 1 toe beweeg en daarom het ons maandag aand ook diensgroep erediensvergadering en ons sal jou in die week op hoogte hou van die verwikkelinge dan nou daar ook. 'n Laaste afkondiging is net om te sê, boek asseblief die datum 2 Oktober is ons hamburger aand. Ons gaan 'n by jou eie hamburgerdag hou. Jy kan kom tussen 4 en 6 uur daardie dag en ons sal al die fynere beplanning en detail bekend maak later deur die week. Vir nou, boek net die datum. Dan nooi ek jou nou ook uit om net daar waar jy sit, jou oë toe te maak en rustig te word. Terwyl jy so stil sit, word net bewus van jou liggaam. Hoe voel jy op hierdie oomblik? Wat is dit wat nou op jou hart druk? Vertel vir God daarvan. Hoekom is jy vanoggend in hierdie erediens? Wat is dit wat jy vir God wil vra vanoggend ook? Vra dit nou. Ons kom vanoggend na U toe, elkeen ons eie, maar ook saam as gemeente. Here, en ons vra dat U vanoggend ons elkeen sal ontmoet, net daar waar ons is en net soos U kan. Here, dankie vir die voorreg om saam te kan aanbid. En dankie dat ons kan weet U is ons God. Amen. Gemeente, ek groet jou vanoggend met hierdie woorde. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en Jesus Christus ons Verlosser, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons sing nou hierdie lied saam. Jy kan net daar sit en saam sing, jy kan net luister. Kom ons gebruik hierdie oomblik om regtig net onsself ook te wy aan die Here. Die wat wag, die reden van die Here, vind rus in die skadu van die Heilige God, die Almagtige. Ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou, is my God. Op wie sal ek vertrou, is my God.
God en wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God en wie ek glo, op U sal ek vertrou. U is my God, ek vertrou U goede naam. Die wat glo, sal U nooit ooit beskaam. My God en wie ek glo, op U sal ek vertrou. U is my God, ek vertrou U goede naam. Die wat glo, sal U nooit ooit beskaam. My God en wie ek glo, op U sal ek vertrou. Op U sal ek vertrou. Op U sal ek vertrou. Here, U is ons God, die een wat ons verlos, die een wat ons vrymaak, die een wat ons voorbeeld is en die een wat ons leer. Ons vra vanoggend wanneer ons 'n gelykenis gaan lees, dat ons iets sal verstaan van die wêreld daai tyd, maar dat ons ook sal onthou ons lewe in ons eie unieke wêreld. Here, mag U woord vanoggend met ons elkeen praat en vir ons wys wat ons moet doen en hoe ons dit moet doen. Hoe ons die koninkryk van God gaan uitbou deur die Gees wat in ons elkeen werk. Here, dankie dat U soveel verskillende maniere gebruik om met ons elkeen te praat. Amen. Matteus 20, vers 1 tot 16. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van 'n wingerd, wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle om in sy wingerd te gaan werk. Teen 9 uur gaan hy weer uit en sien ander werkloos op die mark rondstaan. En hy sê vir hulle, gaan werk julle ook in my wingerd, en wat billik is, sal ek julle betaal. Hulle is toe soontoe. Teen 12 uur en teen 3 uur het hy weer uitgegaan en dieselfde gedoen. Omtrent 5 uur gaan hy uit en kry ander wat daar rondstaan. En hy sê vir hulle, waarom staan julle heeldag werkloos hier rond? Hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Gaan werk julle ook in my wingerd, sê hy toe vir hulle. Toe dit aand word, sê die eienaar van die wingerd vir sy voorman, roep die arbeiders en betaal hulle loon. Begin by die laastes en eindig by die eerstes. Die wat teen 5 uur gehuur is, kom toe en kry elkeen die gewone dagloon. Die mense wat eerste gehuur is, het gedink hulle sou meer kry, maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle ook elkeen die gewone dagloon. Hulle vat toe die geld, maar begin by die eienaar kla en sê, hierdie laastes het net 1 uur gewerk, en nou betaal U hulle dieselfde loon as vir ons wat die hele dag hard gewerk het in die warm son. Maar hy antwoord een van hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? So sal die laastes eerste wees, en die eerstes laaste. Ons lees net tot hier vandag. Wanneer ons vanoggend se teks lees, dan kan dit ons 'n bietjie ongemaklik maak. Dit maak ons ongemaklik omdat het gaan oor die betaling, wat dalk nie werk soos wat ons gedink het dit behoort te werk nie. En klomp goeders in die teks kan ons dalk ongemaklik maak. Nou, Walter Brekerman sê dat dis juis wanneer hierdie disoriëntasie gebeur, wanneer ons kan beweeg na reoriëntasie toe. En dit is wat gelykenisse doen. Gelykenisse word vertel as 'n normale verhaal of 'n normale gebeurtenis in die antieke tyd, en dan is daar 'n paar elemente wat verander word of opgeblaas word of 'n bietjie vergroot word, en dis juist dit dan wat ons behoort ongemaklik te maak en waar ons dan iets kan leer uit die teks uit of 'n les daaruit kan vat. So vanoggend se teks
is 'n verhaal van 'n wingerd en 'n eienaar en 'n bestuurder en dis die karakters wat ons dan daar kry. En in hierdie gelykenis sien ons die normale gebeure van mense wat gehuur word as dagloners om in die wingerd te kom werk. Maar dan is daar 'n paar goeders wat anders is as wat dit dalk gewoonweg in daai tyd sou gewerk het. So daar's 'n paar vrae wat ons kan vra. Kom is die eienaar so betrokke, is dit normaal? Dit is nie normaal nie, dit is nie gewoonweg so nie. Die eienaar van 'n wingerd sou juis nie baie betrokke gewees het nie, omdat 'n wingerd in daardie tyd mense was wat grond besit het, en die grond het hulle deel gemaak van 'n baie ryker groep, of die boonste klas, die elite klas van die tyd. Hulle was glad nie baie betrokke nie, omdat 'n wingerd lank vat voor dit oes dra, en in daardie tyd het daar dan 'n bestuurder, daar was dan 'n bestuurder aangestel wat oor die land gekyk het. So, die voorman in hierdie teks is dan die bestuurder. Die eienaar is baie meer betrokke as wat dit gewoonweg sou gewees het, veral ook dan by die huurproses en die betaalproses. So dit sê klaar vir ons iets is anders. Ander ding wat baie uitstaan hier, is dat daar so baie keer deur die dag werkers gehuur word. Nou, dit is dalk nie 'n realistiese prentjie van die tyd nie, want dit sou beteken dat die bestuurder of nie 'n goeie beplanner was nie, en dis hoekom hy heeltyd mense moes aanstel, of baie synig was en gedink het dat die eerste mense die werk gedoen sou kry. So, iets wat ons moet oplet is, die bestuurder is baie betrokke, hoekom word daar so baie keer werkers gehuur, en dan die hele betaalproses, hoekom werk dit so? Nou, iets wat ons 'n laaste ding in ag moet neem, is dat hierdie teks staan tussen klomp ander verhale wat beklemtoon dat die wat laaste is, eerste sal wees, en die wat eerste is, laaste sal wees. So, net so 'n paar inleidende opmerkings oor die agtergrond van die teks. Die persoon was elite, daar was 'n sterk skeiding tussen ryk en arm, en hier sien ons hoe hierdie groepe ontmoet. Die eienaar van hierdie grond het baie kapitaal gehad om hierdie grond te kry, in die eerste plek, of hy die grond gekry deur iemand anders wat nie hulle skuld kon betaal het nie. En dit wys net weer vir ons die twee groepe. Die werkers, die dagloners, wat so in oorvloed op die plein staan, wys dat daar heeltemal te veel mense is wat werk kort, en dat daar nie noodwendig die behoefte is vir hulle almal om te werk nie. Dit skep gewoonlik die geleentheid vir uitbuiting. En dit is waar ons dan nou onsself bevind, wanneer die eienaar die werkers gaan huur. In daardie tyd het dit so gewerk dat 'n dagloner gehuur word en jy werk omtrent 12 ure skof van sonopkoms tot sonsondergang vir 1 denarius. Dit is 1 dagloon se geld. Nou, die mense wat eers gehuur word, onderneem, hulle word deel van hierdie onderneming, dat dit reg is, dat hulle gaan werk vir hierdie bedrag. Maar dan sien ons hierdie vreemde ding van die eienaar wat weer en weer en weer gaan en nog mense gaan kry op verskillende tye deur die dag. En nie net 1 keer nie, nie 2 keer nie, maar 'n hele paar keer gaan hy en hy kry elke keer mense. En elke keer sê hy vir hulle dat hy hulle sal betaal wat billik is. Nou, ons dink baie keer, of kom ons vra, dalk dink ons baie keer dat, maar is dit nie onregverdig dat hy mense so deur die dag huur nie? Wat van die mense wat dan harder werk? En dan het ek net een vraag wat ek dink ons onsself moet vra nou. Hoekom dink ons so maklik dat ons die mense is wat eerste gehuur word? Wie is die mense wat laaste gehuur word? Is dit dan nou lui mense? Is dit mense wat daar net gesit het en speletjies speel het? Of is dit die mense wat nie sterk genoeg was en gelyk het of hulle hele dag se werk sal kan doen nie? Is dit dalk die mense wat siek was? Is dit dalk die mense wat oud was? Is dit dalk weerlose mense wat nie die sterkste was nie en wat nie eerste gekies was nie, juis vir die rede dat hulle dalk nie 'n hele dag se werk kon doen nie? Wie was hierdie mense? Ons weet nie. Wanneer die eienaar daar kom aan die einde van die dag, wanneer daar nog net 'n uur se werktyd oor is, dan is daar steeds mense wat daar is met die hoop dat hulle ook gehuur sal kan word. Met dieselfde behoeftes wat die mense het wat 6 uur die oggend begin werk het, wat dieselfde begeertes het as die eerste groep mense en almal in die middel, wat ook vir hulle families moet sorg,
wat ook wil voorsien, wat ook 'n toekoms wil bou. Dit is hierdie mense wat ook later deur die dag gehuur word. Dalk herinner die teks ons hier dat die goeie nuus nie net vir sekere mense is nie. En wanneer ons bid, mag die koninkryk kom in die hemel, so ook op die aarde, dan sien ons dalk iets hiervan in die mense wat so deur die dag gehuur word. So die werkers wat vroeg in die oggend gehuur word, werk hard, dit is warm, hulle is in die son, hulle is besig in die landerye en hulle gaan aan. En die mense wat later kom, werk ook hard, en nog later kom, werk ook hard, en dan staan mense wat net 'n paar ure werk, en dan staan mense wat net 1 uur werk, en dan is die werksdag verby. Nou hoe dit dan werk is, die bestuurder behoort dan die mense te betaal, die dagloners te betaal. En dis gewoonlik nie 'n langtermynooreenkoms nie, juis omdat dit dagloners is. Daarom is dit baie vreemd dat die eienaar deel is van die betaalproses. Die eienaar is deel van hierdie proses en sê, betaal die wat laaste begin werk het, eerste. Nou hierdie is 'n baie belangrike deel van die teks, want dit maak dat die persone wat eerste gehuur word, sien wie nou betaal word en hoeveel hulle betaal word. So terwyl die ry mense nou so staan, kan jy jouself nou indink, die mense wat nou 12 ure lank hard gewerk het in die warm son, sien hoe die mense wat net 1 uur lank gewerk het, 'n dagloon se geld kry. En dalk het hier 'n opgewondenheid in hulle begin kom van, dalk kry hulle dan 12 keer soveel, dalk is dit 'n uurlikse loon. En hulle sien hoe hulle betaal word, en hulle sien hoe die volgende groep betaal word, en die volgende groep betaal word, en ewe skielik kry hulle net ook 'n dagloon se geld. En ons kan dalk sê dis onregverdig. En dis wat hulle gedink het. Hulle het gedink dit is onregverdig, en hulle het begin murmureer onder mekaar, en dit begin bespreek, hulle het die geld gevat, maar die eienaar sê toe vir hulle, maar ons het dit onderhandel, julle het gesê dit is reg, dit is 'n dagloon se geld, kan ek nie doen met my geld wat ek wil nie. As dit ons ongemaklik maak, is dit reg so, ons identifiseer dikwels met die wat eerste gekies word, en daarom voel dit dan ongemaklik en selfs onregverdig. Dit voel net onregverdig as jy jouself deel maak van die groep wat eerste gekies word. Die temas van regverdigheid en vrygewigheid kan dalk lyk of dit bots met mekaar, maar dit behoort nie. Hoe bepaal ons wat regverdig is? In ons tyd vandag doen ons dit baie keer met meriete. Jy werk 'n sekere hoeveelheid tyd en dan kry jy betaling daarvoor, en dit is hoe ons bepaal wat is regverdig, what is just, is die Engelse woord dan. Die alternatief wat ons hier sien, is dat die eienaar nie noodwendig betaal wat regverdig is nie, maar wat nodig is. Hy werk met 'n ander sisteem. Dalk is dit nie regverdig dat van hulle harder gewerk het as ander nie. Die eienaar hier verstaan dat die persone wat net 'n uur lank gewerk het, dieselfde uitgawes en behoeftes het as die persone wat die hele dag lank gewerk het, alhoewel hulle net 1 uur kon werk. En daarom betaal hy hulle nie noodwendig net wat regverdig is nie, maar hy betaal hulle wat hulle nodig het. Dalk voel dit onregverdig, maar dalk is hierdie vrygewigheid 'n teken van genade. Ons sien hier hoe 2 wêreldbeskouinge bots. Die een is 'n ekonomie van regverdigheid en die ander een is 'n ekonomie van behoefte. Ekonomie van regverdigheid sê, ek betaal jou volgens meriete, ek kan hoeveelheid somme maak en ek kan sê, dit is hoeveel jy gaan kry. Gewoonlik het die skaarsheid van werk, die armoede van 'n land of die behoeftes en rekeninge wat jy het, nie eintlik 'n invloed op hierdie gesprek nie. So, ekonomie van regverdigheid. Ekonomie van behoefte lyk 'n bietjie anders. Ekonomie van behoefte sê vir ons dat 'n werker wat net 1 uur gewerk het en 'n werker wat 12 ure gewerk het en 'n werker wat nie werk gekry het die dag nie, dieselfde behoeftes het, dieselfde uitgawes het en nog steeds 'n mens is. Nog steeds iemand is wat verdien om soos 'n mens behandel te word. Die wat nie eerste gekies word nie en later gekies word, sê hulle sal betaal word wat billik is en hulle word gevra om te werk. Hulle doen hulle werk en hulle kry wat billik is.
Dalk is dit juis as ons dan sê hulle kry wat hulle verdien, om te sê hulle kry wat hulle kort. Ons ken verhale soos hierdie in ons eie tyd, ons ken enkelouers wat op minimumloon huishouding aan die gang moet hou, ons ken beroepe soos kelners wat werk vir tips, en wat nog steeds rekeninge het om te betaal, alhoewel dinge anders lyk. Ons ken mense wat nie 'n vaste inkomste het nie. Al hierdie situasies is situasies wat ons in ons agterkop kan hou, wanneer ons na hierdie teks kyk. Wanneer ons net die ekonomie van regverdigheid gebruik, dan is dit maklik vir ons om ons eie bevoorregte posisie te regverdig, en is baie makliker vir ons om te sê iemand anders kry net wat hulle verdien. Maar wanneer ons met die ekonomie van behoefte werk, dan lyk wat iemand anders verdien dalk 'n bietjie anders. Hierdie teks nooi ons uit om te sien dat die werk is sentraal, omdat die werker sentraal is. En dat die persoon wat 1 uur werk, en die persoon wat 12 ure werk, net soveel 'n werker is. Welkom by die koninkryk, waar die wat laaste gekies word, gelyk is. Wanneer ons dink die teks is onregverdig, of al die goeders wat ek gelees het in hierdie week, mense wat sê, maar dit maak nie sin nie, dalk het ons 'n fundamentele probleem met vrygewigheid. Juis omdat ons dit nie kan meet en optel en somme kan maak nie. Dalk is ons so gewoond aan om iets te kry en dan dieselfde hoeveelheid terug te gee, dat ons sukkel as iemand vrygewig is. Dat ons eerder dit wil uitmekaar uithaal en heeltemal dekonstrueer en van dit iets maak wat almal dan eintlik verdien. Dalk sukkel ons om te verstaan dat vrygewigheid goed is, en dat dit juis nie verdien kan word nie, en dat dit oké is, en dat dit ons kan herinner daaraan, dat genade ook so werk. Die eienaar hier mag almal betaal wat hulle kort. Hy het nie nodig om dit te doen nie, maar hy mag dit doen. En wanneer hy so vrygewig is, wie is ons om te sê hy mag dit nie doen nie? Deur vrygewig te kan gee ons ander mense die geleentheid om iets van God se hart en omgee en liefde raak te sien. En liefde en geregtigheid hoef nie teenoor mekaar te staan nie, juis nie. Dalk is hierdie teks so ongemaklik, omdat dit ons konfronteer met die realiteit, dat ons dink dit is onregverdig, net as ons dink, ons is die wat eerste gehuur word. Ons is die wat eerste vir onsself uitkyk. Dalk is die teks juis regverdig. So, hoe lyk vrygewigheid, geregtigheid, mag en beheer in ons tyd? Ek gaan 'n paar los opmerkings maak, juis vir die feit dat ek dink ons elkeen moet dit vir onsself uitwerk. Wanneer ons vrygewig is, doen ons dit om regtig vrygewig te wees, of doen ons dit om 'n bepaalde mag en beheer oor iemand anders te kan uitoefen? Wanneer ons vrygewig is, gee ons dit werklik as 'n geskenk, of sodat iemand anders moet dankie sê, en moet bewus wees daarvan dat dit ons is wat dit gee? Wanneer ons vrygewig is, het ons in ons agterkop die transaksiebeeld, wat sê maar, ek was vrygewig en daarom het ek bepaalde mag oor jou? Of is ons vrygewig soos hierdie eienaar, wat vir almal wys, ek betaal jou wat jy nodig het. Ek verwag nie dat jy weer kom nie, jy is 'n dagloner, maar ek weet dit is wat jou behoefte is. Wanneer ons vrygewig is vandag, is ons so vrygewig dat ons vir ander mense gee wat hulle nodig het, of wat ons dink hulle verdien. So wanneer ons hierdie gelykenis dan lees vanoggend, dan is dit 'n normale storie van dagloners wat in die wingerd kom werk, iets normaal vir die tyd. Maar ons sien die eienaar is betrokke. Ons sien die eienaar is betrokke in die betaling.
En ons sien dat die eienaar betaal wat mense nodig het, nie wat die sisteem sê hulle verdien nie. Dalk verras hierdie teks ons met genade, vrygewigheid, 'n goeie gesindheid. En dalk herinner dit ons elkeen net dat ons die sisteem kan verander, deur nuwe reëls te skep. En dalk moet ons weer vra, wat is regverdig? Wat verdien iemand? En wat het iemand nodig? Ek wil graag afsluit met die woorde van Dietrich Bonhoeffer. We have learned a bit too late in the day that action springs not from thought, but from a readiness for responsibility. Mag hierdie teks ons elkeen vandag so ongemaklik maak, dat ons ons daaglikse lewe herbesin. Dat ons weer dink oor hoe ons voel oor mense wat 12 ure werk, 5 ure werk, 1 uur werk en dieselfde betaling kry. Mag ons elkeen vandag weet dat ons welkom is in die koninkryk van God. Selfs al is ons laaste gekies. Daar is plek vir almal. Ons almal is gelyk. Amen. Liewe Here, wanneer ons hierdie teks lees en ons dink vanuit 'n ekonomiese oogpunt uit, dan maak dit ons ongemaklik. Maar Here, wanneer ons weet dat U ons elkeen kies, vir 'n hele dag, vir 'n uur, vir 5 ure, dan is dit vir ons so 'n troos om te weet dat ons gelyk is in U oë. Dat U ons elkeen as genoeg ag. Here, mag hierdie teks ons op 'n praktiese manier uitdaag om te kyk na die lewe. Mag ons altyd vra dat wanneer ons vrygewig is, doen ons dit met 'n sagte gemoed. Mag ons herinner word dat U Gees deur ons elkeen werk om 'n verskil in hierdie wêreld te kan maak. Here, dankie dat ons U kan aanbid as 'n regverdige God, 'n God van liefde, 'n God wat vrygewig is, meer as wat ons ooit sal kan verdien. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains
The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees en bly. Amen.